Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels vanmôre met Frikkie van Logrenberg, die hoofuitvoerende beampte van IFSA. Ons praat vanmôre spesifiek oor die onstuimige toestande in die Midde-Ooste, as die mense nou polities korrek wil sê, die militêre optredes en hoe dit die markte beïnvloed. Goeiemôre Frikkie. Môre Peer, môre Jane, hoe gaan met julle vanmôre? Onstuimig. Maar lekker. Frikkie, hoe die markte reageer na die naweek se militêre optredes in Amerika? Ons is nou 3 dae in die week in, dinge begin nou seker duidelik raak. Nee Peer, ek het myself doodgegiggel, want letterlik die begroting is nou uit die pad uit gebom, is uit die liglight of uit die limelight uit, soos wat ek ons moet sê, en almal praat nou oor die militêre aksie. Kyk, dit is 'n ernstige saak, so daar's baie dinge wat daar gebeur. Jy kan nou sien die internasionale markte het so tussen 2 en 7% wat dit basies op en af gespring het. Jou oliepryse het amper 15% gestyg, gaspryse amper 30% gestyg. En jy kan nou sien dat die rand het ook so 'n bietjie van 'n beweging gehad ook. Die dollar het eintlik versterk in die spesifieke die tyd. Dis eintlik die mees ironiese ding, maar vir my is daar is 'n korttermynskomming of 'n skok in die mark as sulks. Daar's nie 'n finansiële krisis op die punt nie. So dis nog te vroeg om te sê wat die spesifieke situasie is. En vir ons dink ek die oliepryse wat duurder is, daar's 'n impak wat op is kommeling in die markte. Daar is 'n impak in Suid-Afrika. So ons gaan mooi moet kyk wat gebeur. Wat is jou verwagting vir plaaslike markte terwyl hierdie voortduur? So Jane, as ons nou gaan kyk juis na die oliepryse wat nou 'n bietjie duurder geword het. Nou as ons voer meeste van ons olieprodukte voer ons nou in, en dit het nou 'n direkte impak op ons brandstofpryse. Dit het nou weer 'n impak op ons inflasiesyfer. Wat beteken dinge gaan nou weer bietjie duurder begin word, en dis 'n direkte impak daarvan. So dis ook voordeel, want ons het nou 'n afwaartse inflasie wat nou onder beheer kom. En nou met die verhoging in die brandstofpryse, nou mag dit weer bietjie onder druk wees. So dit kan goed en sleg wees. Aan die ander kant, jou effektepryse vir beleggers gaan nou weer bietjie verhoog. Die rentekoerse gaan nou bietjie langer, bietjie hoër bly. So dit gaan al twee kante toe. Beursgewys, verskriklik wisselvalligheid. Ons kan nou sien die beurs het omtrent 5% gesak gister, waarvan 10%, as mense nou net na die kommoditeite gaan kyk het, die kommoditeite afdelinge 10% verlaag. So daar gaan lekker wisselvalligheid uit gebeur, maar vir my Suid-Afrika het uit 'n geopolitiese oogpunt uit is nie so sensitief nie. Ons het maar ons eie challenges, soos wat ons sê. Ons het baie hoë werkloosheidssyfer. Ons ekonomiese groei is baie marginaal, en dit is waar die verskil in kom tussen finansiële markte en die werklike ekonomie. Ons werklike ekonomie het nog 'n bietjie van 'n challenges, en nou ewe skielik met hierdie geopolitiese bomming en bewegings, nou het ons nou daai sterk Kaapse wind wat ons ekonomie nou nog so bietjie agter toe druk. Dis ons eie goedjies, soos jy uniek aan ons. Hierdie deur mekaar op en af markte, die JSE skiet die ligte uit en dan sit weer 5% af. Waar kry jy gemoedsrus? Is 'n gebalanseerde beleggingsplan op jou einde die antwoord? Peer, definitief. Vir my gemoedsrus is in die punt dat jy verwagting het en die verwagting word nagekom. So jy verwag dat daar kan beweging wees, jy verwag dat daar sekere opbrengs is, jy verwag dat in 'n sekere scenario dis so iets gaan gebeur, so daai verwagting moet bestuur of moet na gekyk word. Nou, elke bateklas wat jy in belê, reageer anders op hierdie tipe van goed, waar aandele in sy spesifieke sektore, industrieel, finansieel, hulpbronne ensovoorts, dit reageer anderste in hierdie spesifieke markte, en dit gee opbrengste ook anderste in spesifieke tye. Eiendom gebeur anderste. Groei anders, dit is meer jou werklike ekonomie wat daar ter sprake is. Rentekoerse, nou met die druk weer op die inflasiesyfer, dit het 'n impak. Dan ook alternatiewe wat glad nie gekorreleer is nie. So jy moet regtig 'n verspreide of 'n gebalanseerde effek hê om by die beste plan moontlik uit te kom, om seker te maak dat jy die beste van al die wêrelde kan kry. Hoe weet kykers dat hulle die regte plan in plek het? So Jen, dis 'n moeilike vraag, maar ook nie eintlik nie. Daar's so 'n paar vrae wat 'n mens kan vra. Nou, die belangrike ding is dis verskriklik persoonlik of individueel. So
is jou plan reg vir jou? Het jy 'n spesifieke doelwit waar jy by moet uitkom? Het jy inflasie in berekening gebring? Het jy belasting in berekening gebring? Is jy gediversifiseer? Is jy nie miskien oorgewig uit 'n sentimentsoogpunt uit, want jy hoor nou kommoditeite, goudprys ons moet nou goud koop. En dan is dit nou aan die ander kant toe gaan, nou moet jy verkoop weer alles en jy gaan sit al die geld in die bank. Is jy gediversifiseer, is jy gebalanseer, het jy 'n plan en hoe gereeld word jou plan gehersien? Want as jy daai 3 boksies tik, dan is jy okay. Hersien. Hoe gereeld moet 'n mens hersien? Moet 'n mens jou beleggingsplan toets op 'n manier? So ek dink definitief so. Uit 'n reël uit ten minste 1 keer 'n jaar, maar as daar 'n groot bewegings is, soos wat ons nou sien internasionaal, daar is dinge wat besig is om te gebeur. Jy het die begroting wat nou klomp belastingverligting, daar's 'n strategie wat jy daai uiteen kan sit. So dis 'n baie goeie tyd nou om dit te doen. Nou, hoe toets jy dit? Jy kan jou persoonlike beleggingsplan kan jy vat en te sê, wat gebeur as 'n spesifieke sektor of die hele beurs nou met 20% negatief beweeg? Wat is die impak op dit? Wat is jou belastingsomme? Hoe lyk jou spesifieke belastingsomme as hierdie scenario gebeur? Hoe lyk jou belastingtydperk of jou tot op hede? Dat jy presies weet wat jy daarmee wil doen. So daai is maniere wat jy kan jou portefeulje dan toets. Want die belangrike ding is vir my altyd is om seker te maak dat jy by jou beleggingsdoelwit uitkom. Is jou planne wat jy in plek het, is jou fondse wat jy in plek het, maak nie saak wat die eksterne noise is, soos wat hulle sê, is jou plan reg geposisioneer om by jou uiteindelike doelwit uit te kom. Ja. Want as jy by uitstaanspoort die verkeerde plan het, of jou strategie is die reg, dan het jy 'n probleem. Hoekom juist met hierdie persoonlike belastingskaal aankondigings moet mens nou jou portefeulje hersien? So Jen, daar was 'n paar mooi dinge wat gebeur het, van jou belastingskaal aanpassings. Jy het kapitaalwinsbelastingkortings het jy nou gekry. So spesifiek uit daai oogpunt uit moet jy na jou beroepbelasting of jou beroepbeplanning gaan kyk, want daar's nou dinge wat verander het by dood wat jy 'n groter hoeveelheid belastingvry of kapitaalwins belastingvry kan kry. Oordragte op jou of kapitaalwins op jou privaat wonings wat nou aangepas is, skenkings wat aangepas is van 100 na 150.000 rand per jaar toe. So daar's 'n hele plan wat jy uiteen kan sit. En natuurlik die belastingskale wat nou uiteindelik na 3 jaar aangepas is om bietjie by inflasie by te bly. Ja. Nou moet jy jou inkomstestrukture gaan kyk om seker te maak dat jy daarop kan kapitaliseer en natuurlik daar's uitredingsannuïteitsbydraes wat jou belasting kan bespaar ensovoorts. So dis 'n briljante tyd om nou te kyk daarna. Dis die lekker praktiese dinge wat 'n mens kan doen. Mens dink ook aan die feit dat jy nou meer belasting vry kan belê per jaar ook. Wat is daar nog wat prakties is wat 'n mens kan doen? So as jy ek kyk vinnig na 2 sommetjies en die een is as jy uitredingsannuïteit wat jou die maksimum bydrae wat jy kan doen is nou opgeskuif van 350 na 430, maar argumentshalwe jy spandeer R10,000 'n maand, jy het 'n ander uitredingsannuïteit en jy het 'n 30% belastingkoers. Jy spaar 30%. So R3,000 'n maand is wat die ontvanger jou basies gee. Dis een punt. So mense moet daai goede effektief bestuur. Die ander kant is as jy R100,000 se rente teenoor R100,000 se kapitaalwins wat jy nou gaan kry. So as jy die sommetjie gaan maak, jou inkomstebelastingkoers is 30%, so R100,000 minus 30%, jy gaan R30,000 vir die ontvanger gee, waar kapitaalwins hoef jy nie nou te betaal nie, jy kan dit uiteindelik op die einde van die dag laat aanrol en dan betaal jy 18%. So daar's 'n groot verskil net om jou inkomstestruktuur of jou groeistruktuur reg te posisioneer dat jy so min as moontlik vir die ontvanger gee. Wat maak IFSA se netwerk van kundiges benadering anders? So Jen, ek het ons kyk na die plan. As jy nie 'n plan of 'n strategie het nie, dan kan jy maar vergeet daar. So ons wil seker maak dat jou plan 100% reg is vir jou en seker maak dat mense onafhanklik na hierdie dinge gaan staan en kyk. Want as jy weer eens as jy wil gemoedsrus hê, moet jy verwagtinge bestuur, jy moet 'n plan in plek hê, jy moet 'n strategie hê om hierdie dinge uiteen te sit. Nou, ek sal nie sê dat ons die beste in die land is nie, maar ons is nogal goed as dit kom by met daai spesifieke planne en dis 'n passie. Absoluut. En as jy kyk, as dit 'n passie is, dan weet jy die mense gee om. As jy enigstens kontak wil maak met IFSA se onafhanklike adviseurs, is dit baie maklik. Om direk met IFSA te gesels, SMS die woord kontak na 48422. Kontak
na 48422. SMS kos R1.50 BSNV geld en IFSA is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer met 'n FSP nommer 4337. Frikkie, baie dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Dankie Pierre, dankie Jen. Nou ja, daar het jy dit. As ons terugkom na die advertensiebreek, dan gesels ons met iemand wat 'n goeie verskil maak in ander mense se lewens.